Vir die wat my nie ken nie, my naam is Gideon, ek lei die aanddiens, so ek is meestal in die aanddiens, en tydens Dani en Susan op sabbatical is dit ook 'n voorreg om saam met die ouderlinge die gemeente saam te lei, en Rudo lei die oggenddiens, maar hy het hierdie naweek gaan kamp, en saam met sy life group, so hy doen die regte ding. Ek het vir hom gebid Vrydag aand met daai reën wat geval het. Liewer sy as ek, maar ek hoop hulle is okay. Ek het nou nog niks gehoor nie, maar dit gaan goed met Dani en Susan, hulle geniet nog hulle vakansie. So nou en dan sien ek op Strava waar Dani is. So as jy wil weet waar Dani is, kyk op Strava. Ek gaan nie nou vir julle sê waar hy is nie, maar hy draf nog, hy oefen nog. Dis al wat ek nou het om vir julle te deel, maar nee, dit gaan goed met hulle en ons gun hierdie tyd, hierdie sabbatical tyd, is 3 maande vir ons senior leiers om elke 7 jaar 'n tyd te vat om met God te reconnect, om vars terug te kom, en dit is sommer net 'n voorreg dan om dit vir hulle te gun. Ons is besig met 'n preekreeks, die vredemakers of peacemakers, dat daai skrif praat so mooi dat geseënd is die vredemakers. En dit is wat ons wil wees. Ons wil vredemakers wees. Ons wil peacemakers wees. En ons wil regtig dit doen om God te eer. Rudo het laasweek vir ons afgeskop en sê, mag ons God eer ter midde van daai struweling in verhoudinge, daai konfliksituasie. Te midde van dit wil ons God eer. En dit is ons missie selfs net as kerk, is ons bestaan om God te eer. En ek het gister 'n 10 km reis gedoen, wedloop, en ek wil sê dat ek was baie geoefen en reg vir hierdie 10 km. Ek was 'n bietjie siek vir 3 weke, so my oefening het nie so gegaan nie. So as ek bietjie snaaks loop, is dit omdat ek so klein bietjie te veel kilos ingewerk het gister, en omdat ek ook baie kompeterend is met myself. So ek druk baie keer myself te ver, so daar is dalk 'n besering in my regtervoet. Maar vir nou is ons okay. So die ding, ek het so 'n bietjie 'n liefde-haat verhouding met wedlope, want jy skryf in vir iets wat jy geld voor betaal en dan gaan draf jy. So 10 km is dalk nie die moeite werd nie. Dalk raak dit nou teen 21 km die moeite werd om nou in te skryf vir 'n wedloop. Maar my probleem met hierdie situasie is dat die parkering is baie ver. So jy parkeer en dan moet jy stap om by die wedloop uit te kom om te begin die kilometers in te werk. So dit voel altyd vir my of jy verder of harder werk as wat jy moet. En dit is my ek kom net nie oor dit nie. Elke keer as ek teleurgesteld of ongelukkig oor hierdie situasie, oor ek moes nou gewerk het om by die wedloop eers te begin. So van julle wat nie draf nie, dis hoekom ek nie draf nie. Presies, dit maak net nie sin nie. Maar ek noem die stappie voor die stappie. Daai stappie wat jy moet doen voordat jy begin met die stappie, en die wat draf, jy kan vir jouself dit anders te benoem, die stappie voor die draffie. Ek bring dit terug na ons preekreeks, want ons sê altyd, jy moet daai eerste stap neem. Jy moet daai eerste tree neem in 'n vergifnis. Jy moet sê maar jy's die man. Jy moet lei in jou gesin. So jy moet hierdie gesprek lei. So jy moet daai eerste stap neem. En as Christene glo ons dit ook. Sê ons moet die eerste stap neem. Maar vanoggend wil ek wil die standaard so bietjie meer lig. Is dit okay? Ek wil lig en sê daar is 'n stappie voor die eerste stappie. As dit kom by konflik. Daar is hierdie tree wat ons eers moet neem voordat ons die eerste tree neem. So my titel vir vanoggend is neem die regte eerste stap. Of neem die stappie voor die stappie. En ons skriflesing vir vanoggend kom uit Matteus 7 vers 1 tot 5 en julle is welkom om soontoe te blaai sodat ons vir God regtig gaan vertrou om ons te leer hoe lyk dit om hierdie eerste stap te neem, hierdie regte eerste stap, hierdie stappie voor die stappie. En Jesus is besig om 'n baie mooi preek hierso neer te lê vanaf Matteus 5 tot 7. Ons noem dit die bergrede. Dis 'n baie mooi naam. Ander vertaling noem hom die bergpredikasie. Sjoe. En dan die Engels is Sermon on the Mount, die
preek op die berg, wat vir my sin maak. So Jesus preek hierso, dis 'n publieke preek, mense kom, Jesus preek van Matteus 5 regdeur tot Matteus 7, en as jy nog nie het nie, wil ek regtig voorstel dat jy hierdie preek met een sit reg deurlees. Lees hom sommer hardop vir jou, en laat toe dat Jesus met jou, hy preek na jou toe. So as jy nog nie hoofstuk 5 tot 7 saam gelees het nie, moedig ek jou aan om dit te doen in hierdie week. Lees Matteus 5 tot 7. Dit gaan jou 'n tydjie vat, soos wat 'n preek vat. Maar laat toe dat die Here regtig met julle praat deur hierdie woord. So ons lees vandag van Matteus 7 vers 1 tot 5. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Dis ons skriflesing van vandag, kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie woord. Vader, dankie dat U seun gestuur het om vir ons sonders te sterf. Jesus, ek wil sommer net opnuut dankie sê vir hierdie preek, hierdie woorde wat U toegelaat het om vasgepen te word deur Matteus, Here, en dat ons kan leer van hierdie. Here, kom help ons om vandag hierdie toe te pas in ons verhoudinge, Here, waar U ons roep om daai eerste tree te neem, om daai eerste stap te neem, en kom help ons om met 'n nuwe lig na ons verhoudinge te kyk. Heilige Gees, kom werk in ons harte vanoggend, kom openbaar. Waar is dit? Wat is daai balk wat U wil kom uithaal? In Jesus naam. Amen. Amen. Hierdie is een van daai skrifte wat nogals baie aangehaal word. Moenie my oordeel nie. Dis 'n lekker sê ding om te sê, en ek het hierdie al gehoor, nie net van Christene nie, maar nie Christene wat sê don't judge me. En dit is een van hierdie bekende verse wat ons al oor en oor gehoor het. En ek glo baie keer is dit 'n bietjie uit konteks uit aangehaal, wat sê moenie my oordeel nie. En vandag vertrou ek dat God vir ons sal wys wat het Jesus hier bedoel en hoe is hierdie van toepassings op ons verhouding en wat is daai stappie voor die stappie. So daar's 3 elemente wat ek wil uitlig vanoggend is. Eerstens is daar's 'n waarskuwing wat Jesus vir ons gee. Daar's iets wat hy vir ons sê, hey, wees versigtig, daar's 'n waarskuwing. Tweedens is daar 'n opdrag. As jy na hierdie waarskuwing luister, daar is 'n opdrag waarna ons moet luister. En dan wanneer ons na die waarskuwing luister, ons volg die opdrag, ons is gehoorsaam, dan is daar 'n ideale uitkoms. Daar's 'n baie mooi uitkoms as gevolg van hierdie woorde van Christus. So eerstens sien ons, daar's 'n waarskuwing wat Jesus vir ons gee in Matteus 7 vers 1. So hy praat met ek sal sê gelowiges. Daar's mense wat daar sit wat glo en ons fariseërs, daar's mense daar. En hierdie is wat hy sê in vers 1. Hier is die waarskuwing. En 'n ander manier om dit te sê is, wees versigtig wanneer jy oordeel, of oordeel versigtig. Vers 1, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal vir julle afgemeet word. So Jesus is baie duidelik hierso besig om te sê, jy wil oordeel, stop, wag 'n bietjie, wees nou versigtig, want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. So Jesus waarsku ons en sê, oordeel versigtig. Daai oordeel wat jy maak, dit kom terug. So ons moet bietjie versigtig wees wanneer ons 'n oordeel maak oor iemand, want hy saai so 'n bietjie terug. Want met die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy geoordeel word. So waarsku Jesus ons in hierdie sin, in hierdie vers, om nie te oordeel nie. Is dit dan in lyn met wat die wêreld baie keer sê, moenie my oordeel nie, moenie my, don't judge me, moenie my oordeel nie. En mens kan maklik dit so aflei, maar later in hierdie selfde preek, ons gaan 'n bietjie afgaan na vers 15,
waarsku Jesus van iets anders. Hy sê, wees op julle hoede vir valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, maar in hulle binneste wolwe is, wat verskeur. Dan sê Jesus, aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. So Jesus is in vers 15 net bietjie ondertoe, dis letterlik eintlik 2 minute later in hierdie preek, sê hy, aan die vrugte sal hulle uitgeken word. So is Jesus nie dan nou besig om te sê, julle moet hulle oordeel, julle moet kyk, oordeel hulle, kyk na die vrugte, jy moet 'n oordeel maak en kyk na die vrugte. So, toe ek nou hierdie lees, dan kan jy wonder, is Jesus besig om homself te weerspreek? Aan die een kant sê hy, moenie oordeel nie, vers 1, en dan vers 15 sê hy, oordeel, kyk na hulle vrugte. Okay, dis net 'n open-ended vraag, ek gaan hom vir nou daar los, as hy nou terugkom na hom toe. Ek is seker wat daar in Afrikaans is nie. Maar Paulus doen dieselfde in 1 Korintiërs 5:12. Ek lees vir julle, waarom sou ek buitestanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie geleedere oordeel nie? God sal die buitestanders oordeel, verwyder die slegte mense uit julle midde. Okay, ons gaan nie te diep in daai skrif vandag gaan nie, maar hierso is Paulus besig om te sê, ons moet diegene in ons gemeente oordeel. Paulus roep ons om dit te doen. Ja, hy sit so 'n bietjie van 'n waarskuwing by. Moenie diegene buite die gemeenskap oordeel nie, maar jy moet die binne die kerk, binne die gemeente, hulle moet geoordeel word. So dan vat ek daai vraag verder. Nie net is Jesus besig om onsself te weerspreek nie, maar dit lyk of die Bybel homself weerspreek. Is dit wat hier gebeur? Of is daar 'n bietjie meer in hierdie skrif wat aangaan? En ek dink die sleutel van hierdie skrif lê in die betekenis van die woord oordeel. Wat het Jesus bedoel met hierdie woord oordeel? En die Grieks en die Afrikaans en die Engels is baie interessant, want hierdie Griekse woord oordeel, die Griekse woord agter dit, oordeel is Afrikaans, maar die Grieks sê krino. En die betekenis van hierdie woord is meer om te veroordeel. Die Engels praat van to condemn, om iemand te condemn. Ander manier is om sê is om iemand as minder te ag. Dis wanneer jy na iemand kyk en hy ag hulle as minder. Jy hoor die verskil dat dit is 'n bietjie meer 'n waarde uitlating oor iemand. Jy ag iemand as minder as gevolg van 'n oordeling. En dis wanneer ons iemand veroordeel, wanneer ons iemand condemn, dat ons Jesus se woorde hierso verstaan. Want Jesus sê moenie oordeel nie. En God roep ons om te oordeel, soos wat Jesus sê, en soos ons in die skrif lees, daar's 'n plek wat ons moet oordeel, maar ons moenie iemand veroordeel nie. Ons moenie iemand condemn nie, en ons gaan nou 'n bietjie kyk oor hoe lyk dit. So, hoe lyk dit dan om hierdie skrif, hierdie moenie oordeel nie, hierdie waarskuwing van Jesus te breek? Hoe lyk dit om nie daarna te luister nie? En hoe dit lyk in ons verhoudinge is, wanneer jy die ergste van iemand dink. Daar gebeur iets, jy sien iets, maar jy dink die ergste van iemand, dan is jy besig om te veroordeel. Wanneer jy nog kyk na iemand se aksies, jy sien wat hulle doen, maar jy lees so 'n bietjie in, jy sit so 'n bietjie petrol op die vuur, dan is jy besig om te veroordeel. Jy lees hulle intensies in. Ons is besig om te veroordeel wanneer ons kritiese mense is. Partykeer voel ons hierdie is my werkstitel. Ek is 'n oordeler, ek is 'n beoordelaar, seker die regte woord. En ek kyk krities na mense. Ek gee altyd vir hulle raad. Ek gee altyd vir hulle goed om beter te doen. Is jy 'n kritiese mens? 'n ander manier om te stel, wat glo jy van ander mense? Is jy besig om mense te minder ag? En ek het hierdie vraag dan toe vir my self gevra is, hoe wil ons hê moet God na ons kyk? Hoe wil ons hê moet God ons oordeel? En ek wil graag hê God met my oordeel met genade, met liefde, met barmhartigheid, met 'n sagtheid. Dit is hoe ek wil hê God met my oordeel. Maar ek doen nie daai selfde met iemand anders te nie. En dit is dan wanneer ons hierdie waarskuwing van Jesus nie ernstig opneem nie. En as ons soos Christus wil wees, dan vereis dit dat ons nie veroordeel nie, maar daar is 'n plek wat ons moet oordeel met genade, met 'n barmhartigheid, met 'n sagtheid teenoor ander.
So in hierdie skrif is Jesus besig om te waarsku. Hy sê, wees versigtig, moenie veroordeel nie. Hy waarsku ons, daar's hierdie waarskuwing, moenie veroordeel nie. Ek wil hulle vat na 'n voorbeeld in die Nuwe Testament in Lukas 7. Julle is welkom om te gaan lees by die huis, vers 36 tot 50. Daar is hierdie fariseer en hy weet nou van Jesus en hy nooi vir Jesus om by hom te kom eet. En intussen het die Bybel praat van 'n sondige vrou. Dit is nogals 'n beskrywing. 'n Sondige vrou het toe uitgevind, Jesus gaan daar wees, en sy besluit toe, sy gaan daar opdaag by die fariseer se huis, en wat gaan sy doen? Sy gaan sy voete was. So dis die mooi storie van hierdie fles, hierdie albasterfles met reukolie wat sy oorstrooi oor hom, sy gebruik haar hare om Jesus se voete droog te maak, en dis hierdie mooi oomblik, maar wat doen die fariseer? In sy hart, ons lees dat in sy hart, hy het hierdie gedink, hoe kan Jesus toelaat dat hierdie sondige vrou hierdie doen aan hom? En wat die fariseer op daai oomblik gedoen het, is hy het hierdie wet geoortree om te veroordeel, hierdie instruksie. Hy het veroordeel, omdat hy haar geken het as die sondige vrou, het hy hierdie oordeling oor haar gemaak. En dis baie keer wat ons in ons harte doen, ons maak hierdie oordeling oor iemand, oor hulle karakter, oor hulle menswees, oor hulle waarde in hierdie wêreld. Jesus het baie mooi slim geantwoord en hy het geweet wat hy gedink het en gesê dat hierdie sondige vrou het haarself gegee vir Christus, maar die fariseer het niks vir Jesus gedoen nie en hy het 'n ander maatstaf gebruik om hom te meet teenoor die vrou. Die eerste sleutel uit hierdie uit is, Jesus gee 'n waarskuwing vir ons om versigtig te oordeel. En ons moet seker maak dat ons nie mekaar veroordeel nie. En in 'n konfliksituasie gaan jy gaan getoets word. Jy gaan kyk na wat gebeur. Jy gaan getrigger word. Jy gaan op 'n moeilike situasie geplaas word en jy gaan spring na, dit was jou intensies. Dit is wat jy wou doen. Maar Jesus waarsku ons sê moenie veroordeel nie. Dit was punt nommer 1. Punt nommer 2 is daar's nou 'n opdrag. Eerstens gee hy die waarskuwing, maar daar's 'n opdrag en die opdrag is basies hierdie: oordeel jouself eerste. Wat is daardie stappie voor die stappie? Sê, haal die balk eers uit. Vers 3 tot 5 sê, waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilige. Haal eers die balk uit jou eie oog. Haal eers die balk uit jou eie oog. So hier is die opdrag, haal eers die balk uit jou eie oog. En hy praat hiervan, so maklik om ander mense se intensies te bevraagteken, maar ons kyk nie na onsself nie. En ek wil vinnig 'n illustrasie gebruik om te verduidelik wat ons doen in situasies. Ek wil net, thanks. Okay, so hier is 'n maatband, Leon, sal jy my kom help asseblief. Ek het vir hom 'n heads up gegee, 'n halwe een. Ek kan nie verduidelik wat die illustrasie gaan wees nie. Ek het net vir hom toestemming gevra of hy sal kom en hy het ingestem. So Leon, hier is 'n maatband. En in hierdie maatband wil ek jy moet metafories vir my uitstrek om te sê hoe groot sonde is daar in jou lewe. As jy dink aan al die sondes in jou lewe. Is jy reg? So ek gaan die een kant vashou en jy moet nou uitstrek oor hoeveel sonde jy dink daar in jou lewe is. Is jy reg? Okay. Okay, is nou so 1.5. So okay, 2.3. Okay. Nee, in jou lewe heidaglik, al die sonde in jou lewe. Ja, ek weet, ek kan nou nie praat van vergifnis nie, maar in jou lewe. Ek weet nie of Elana wil jy kom help. Okay, jy's nou op so 4 punt. Ek gaan net 'n bietjie 'n makliker getal gebruik, 5. So hierso is 5 meter, is jy gelukkig. Is hierdie 'n weerspeling? Okay. Is jy tevrede?
Hier is 'n weerspeling van al die sonde in jou lewe, huidiglik. En jy kan nou, almal kan nou van self hulle sê, sentimeters, millimeters, okay, dankie Lian, dis al. Dis dit. Dis al wat ek nodig gehad het. Ek het ook gedink, dit sou nie regverdig gewees het as net hy dit gedoen het nie, maar dalk moet ek dit ook doen, en ek het vir my eie instrument gebring. En is dit nie wat ons baie keer doen nie? Dat ons gebruik om ander mense se sonde te meet, gebruik ons 'n maatband. Maar vir onsself gebruik ons 'n ander instrument. En dit is wat Jesus hier uitspreek, is ons gebruik hierdie verskillende instrumente om te bepaal hoe lyk jou sonde en hoe lyk my sonde, en ons reageer op sekere maniere as gevolg van dit. En ons sien so maklik ander se foute raak, maar die foute in ons eie lewe kyk ons weg, want ek weet wat was my intensies, ek weet wat ek eintlik bedoel het, ja, dit dalk nie so mooi oorgekom nie, maar ek is baie lief vir jou, en mens gooi dalk 'n vinnige sorry daaroor, maar hy mens bedoel dit nie regtig nie. En daar was hierdie geleentheid in die Ou Testament, 2 Samuel 12, waar Dawid het nou net egbreek gepleeg, hy het iemand vermoor, een van die ouens in sy weermag, en nou kom Nathan na Dawid toe, en hy kom, en God stuur hom. So Nathan kom na Dawid toe, hy's 'n profeet, en hy sê vir hom, hy vertel hom hierdie baie mooi storie. Hy vertel hom dat hierso was 2 mans, een ryk man en een arm man. Die ryk man het verskriklik baie lammetjies gehad, en hy was in oorvloed, maar die arm man, hy het hierdie klein ooi lammetjie gehad, wat hy so gekoester het. Hy het hom groot gemaak, hy het hom soos 'n dogter in sy huis op sy skoot groot gemaak, hierdie lammetjie. En die arme man het hierdie lammetjie so lief gehad, want dit was so sy eie dogter. Daar kom toe 'n gas na die ryk man toe en vra vir 'n lammetjie. En hierdie ryk man sê toe, nee, ek het nou nie 'n lammetjie nie, maar hy gaan haal toe die arme man se lammetjie, en hy slag hierdie ooi lammetjie, hierdie geliefde ooi lammetjie. En toe Dawid dit hoor, toe was hy briesend, en hy sê, hierdie ryk man, hy verdien die dood. En Nathan antwoord hom toe en sê, jy is hierdie man. Want op daai oomblik het Dawid nie die sonde in sy eie lewe raak gesien nie, maar hy het die onregverdigheid gesien in die ander man, in die ryk man wat dit doen aan die arme man. En Nathan sê vir hom, jy is die man. En dit is wanneer ons nie daai eerste stap neem nie, wanneer ons nie eers die balk uit ons eie oog uithaal nie, wanneer ons nie onsself eers oordeel nie, want ons gebruik hierdie verskillende instrumente om die sonde uit te wys. En Dawid het baie goed uit dit uitgekom en besef, hy het gesondig teen God. 'n Praktiese voorbeeld in my persoonlike lewe, vroeër jaar is daar 'n konferensie wat ek by was, en ek was die programkoördineerder, en daar's 'n oomblik in die begin van hierdie program, ons noem dit die opener. Okay, dit is 'n sterk oomblik, hy moet regloop, alles moet mooi verloop, die timing, die ligte, beligting, die klank, alles moet net mooi bymekaar kom. En ek is in beheer van hierdie oomblik, en daar's 'n paar mense betrokke. So daar's 'n band op die verhoog, en daar's verskillende koördineerders wat onder my werk, wat nou met die klank en die beligting praat, en dit loop nie so mooi nie. Ons is besig met 'n kleuterrepetisie, en dinge gaan bietjie suid, want nie net kom alles nie mooi bymekaar nie, maar wat gebeur is, die mense onder begin op die mense op die verhoog so bietjie hulle stemme te lig. Nee, doen dit liewer so, doen dit so, en iets is in daai lyn, en ek staan van 'n kant af, en ek sê, nee, yes, hierdie werk dan nie vir my nie, ek gee om oor hierdie mense op hierdie verhoog. Ek gaan nou intree, ek gaan nou vir hulle sê, en ek doen wat ek te doen is, ek lig my stem toe op die mense, wat hulle stemme lig vir die ander mense. En wat doen ek in daai oomblik? Ek doen presies dieselfde as wat hulle gedoen het. En in 'n oomblik het ek gedink, ek gaan die held wees.
En op daai oomblik het die Here met my gepraat, sê, "Hey, wat doen jy? Wat maak jy? Jy het 'n massiewe balk in jou oog." En die rede hoekom ek dit gedoen het is omdat ek wou gehad het alles moet perfek wees. Ek het hierdie begeerte gehad dat alles moet reg loop. En ek het op daai oomblik besef dat ek het gesondig teenoor die Here. God roep ons om eers die balk uit te haal. En hierdie was 'n duidelike oomblik vir my wat ek geweet het ek is verkeerd. Die Here het vir my duidelik gesê, jy is verkeerd. Maar baie keer in konfliksituasies voel ons regtig die ander persoon is verkeerd. Ek het niks verkeerd gedoen in hierdie situasie nie. Maar dit is dan 'n ideale geleentheid. Dit is dan wanneer die Here vir ons hierdie geleentheid gee om daai stappie terug te vat en te wonder, wat is hierdie stappie voor die stappie? Wat is hierdie balk wat ek moet uithaal? Wat is dit wat die Here in my hart moet doen voordat ek die splinter wil uithaal? So haal eers die balk uit. So hoe lyk dit om 'n balk uit te haal? Dit is regtig net om daai stappie voor die stappie te haal. Dit is om te vra vir die Here, was ek dalk oorsensitief? Was dit regtig net eintlik 'n klein ding en ek maak dit nou 'n groot ding? Of mens kan vra, watter onderliggende sonde is hier te sprake? Wat is daar iets wat krap in my wat nie nou moet krap nie, maar dit krap? Of daar's dalk 'n versteekte afgod. Daar's dalk iets daar binne jou wat jy waarde van vind, wat jy is sekuriteit van vind wat nou aangespreek word. So wanneer ons 'n fout sien in iemand anders, moet ons eers stop vir die geleentheid om die fout eers te sien in ons eie hart. Dis 'n geleentheid om self te evalueer, ons eie foute en tekortkominge. Jakobus 4:1-2 en wanneer ook al mens uit Jakobus 'n aanhaling vat, dan is dit nogals hard. So hier is hy. Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Waar kom dit vandaan? Waar kom hierdie oorlog? Waar kom hierdie konflikte? Waar kom dit vandaan? Kom dit dan nie van julle begeertes? Kom dit nie uit daai hartsbegeertes? Kom dit nie daaruit nie wat in julle ledemate oorlog voer nie? Hierdie skrif wys vir ons dat konflik kom uit daai begeertes. En 'n afgod begin baie keer net as 'n begeerte. 'n Begeerte wat oké is, maar hy begin te groei en hierdie begeerte begin 'n verwagting raak. So dis my begeerte in daai situasie van die konferensie bymekaar sit was, ek het 'n begeerte dat alles reg verloop. Ja, dis oké, dis sinvol. Maar hierdie begeerte het so bietjie begin groei. Hy het so bietjie begin groei en sê ek het 'n begeerte dat alles moet perfek loop. En hy groei toe meer. Ek het 'n begeerte dat alles perfek moet wees. En hy begin toe groei en daai soeke na perfeksie het toe begin groei in afgod. Dit moet perfek wees en dan wanneer iets nie perfek is nie, dan raak ek kwaad, ek raak teleurgesteld, ek raak hartseer, ongelukkig, want wat hierdie begeerte wat nou gegroei het in 'n afgod, perfeksie, bring nou wrisie in ons verhouding. En dit is dan wanneer ek beheer neem oor goed, wat eintlik God se is. En dit is net 'n eenvoudige voorbeeld waar iets begin as 'n begeerte, verwagting en nou begin ons dit oor ander mense uitspreek en verwag en ons begin 'n posisie inneem wat eintlik God se is. En ons neem God se wat eintlik ons neem dit in ons in, soos ons neem beheer wat eintlik God se was. En in hierdie situasie was dit maklik om te sien. Maar dit is 'n geleentheid en prakties, hoe haal ons die balk uit, is om te stop en te vra, Here, help my om nou in hierdie oomblik nederig te wees. Dit is 'n geleentheid om te bekeer oor ons sonde, om te vra, Here, wat is daai afgod, wat is daai sonde, wat is daai oorsensitiwiteit wat ons nou oor moet dink en moet bekeer. Dan bely ons bely ons sonde, ons bely hierdie ding wat die Heilige Gees ons uitwys, ons bely dit oor na hom. En dan laastens, ons vertrou dan God, dat U die een is wat beheer het. U is die een wat hierdie situasie verstaan. En die Vader het Christus gestuur om vir ons sondes te sterf. Maar indien Christus nie gesterf het en opgestaan het nie, dan kon ons weggekom het met stellings soos, aanvaar my maar net soos wat ek is. Indien Christus nie aan die kruis gesterf het nie en nie opgestaan het nie, dan kon ons weggekom het met stellings soos,
dit is maar net hoe ek is. Dis net wie ek is. Maar Christus, hy het aan die kruis gesterf en hy het opgestaan uit die dood uit, en daarom kan ons Christus vertrou om ons te groei, om meer soos hy te word. So daai stelling is nie meer so Bybelse stelling om te sê nie, want Christus wil hê ons moet groei. So nie net het hy die sonde aangespreek nie, hy het nie net die prys betaal nie, hy het nie net daai lot gevat in ons plek nie, hy het nie net dit gedoen nie, maar hy werk nou aan ons. En hy werk aan ons sonde, en hy maak dit moontlik vir ons om meer soos hy te word. En ek wens ek kon vir julle sê, hierdie gebeur oornag. Dit vat so 'n bietjie tyd en intentionaliteit om meer soos Christus te word. Jesus gee vir ons hierdie duidelike opdrag, sê, haal eers die balk uit. Neem daai stappie voor die stappie. So voordat jy daai konfliksituasie wil hanteer, voordat jy iemand wil help, neem daai eerste stap en sê, Here, wat is die sonde in my hart wat U wil eers aanspreek? Wat moet ek bely? Wat moet ek by U voete kom neersit? Waar sondig ek teenoor U of teenoor iemand anders? Kom ons doen dit eerste. Dit was die opdrag. Oordeel jouself eerste. Haal die balk eers uit. Dan laaste gedeelte sê, daar is 'n ideale uitkoms. En die ideale uitkoms, wanneer ons na hierdie waarskuwing luister, wanneer ons hierdie opdrag uitvoer, dan is daar 'n baie goeie resultaat. Daar's 'n ideale uitkoms. En dit is 'n meer akkurate oordeel. So wanneer ons nou hierdie balk uitgehaal het, dan is ons nou op 'n baie beter plek om die splinter uit te haal. Vers 5 gaan aan en sê, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. So ons sien uit hierdie skrif uit dat daar is 'n plek om te oordeel. Daar is 'n plek wat ons moet die splinter uithaal. Dit is nogals krapperig om 'n splinter in jou oog te hê. So dit is goed vir jou om jou broer te help of jou vrou te help of jou kind te help, maar dit gaan oor wat is eers. Jy moet eers daai balk uithaal en dan die splinter. Dit is nie hierdie een of daardie een nie, dit is 'n beide. Die uitkoms nadat ons na hierdie waarskuwing geluister het, die opdrag gevolg het, die uitkoms daarvan is dat ons 'n beter sig het. Ons is nou op 'n beter plek om hierdie splinter uit te haal. Want ons kom nie meer met hierdie hoogmoed nie. Ons kom nie meer met hierdie trots nie. Ons kom nie meer met hierdie houding dat ek het alles onbeheer nie. Ons kom met 'n sagte hart en ons besef dit wat die Here in ons hart gedoen het en hoe ons sy redding kort kom doen in ons hart, en nou het ons die geleentheid om hierdie splinter uit te haal. Terwyl ek voorberei het vir hierdie skrif, het dit vir my het ek 'n prentjie gekry van 'n tweezer. Die Afrikaans is 'n pinset. En ek ervaar hoe God vir ons klomp tweezers gee. Klomp tweezers gee om wanneer ons hierdie balk uithaal, gee die Here vir ons 'n tweezer om baie fyn en saggies 'n splinter, baie akkuraat uit iemand anders uit te haal. Maar ons het nodig om baie mooi te kan sien. Ek wil nie iemand met 'n splinter uit my oog uithaal as hulle 'n balk in hulle oog het nie. So daar's 'n plek om iemand te help en God roep ons, haal die splinter uit, maar haal die balk eers uit. So nadat ons daai stappie gevat het, roep God ons om hierdie splinter uit te haal. En God roep ons om na onsself te kyk en om waarheid te spreek in liefde. So daar is hierdie mooi prentjie wat Jesus vir ons oordra en sê, as ons wil vredemakers wees, as ons peacemakers wil wees, as ons geseënd wil wees, as ons vredemakers wil wees, dan gaan dit ons kos om daai regte eerste stappie te vat, om hierdie stap te vat voor die eerste stap. Jesus se woorde is duidelik. Hy sê, wees versigtig hoe jy oordeel. Moenie veroordeel nie. Haal eers die balk uit. Neem daai eerste stappie. En dan sien ons die uitkoms hiervan is 'n akkurate manier om die splinter uit te haal. Dan kan ons werklik iemand anders help. Wat is die geleentheid wat ons het as 'n gemeente? En hier is 'n tipe van 'n visie wat ek het vir ons gemeente, dat dink daaraan as ons in hierdie Desembertyd ingaan, vakansietyd, in ons verhoudinge in ons huwelike en ons volg Jesus se woorde. Hoe gaan ons verhoudinge lyk? Dit gaan gevul wees met genade, dit gaan gevul wees met sagmoedigheid, dit gaan gevul wees met 'n nederigheid en sê, Here, hier is hierdie moeilike situasie, maar help my,
Wys eers vir my, wat is die balk in my hart, die balk in my oog? Wat is daai sonde, daai afgoed, daai oorsensitiwiteit wat U in my hart wil kom aanspreek? Wat gaan die vrug wees in ons huwelike, in ons gesinne, in ons familieverhoudinge wat al soveel keer moeilike gesprekke was, keer na keer. En ek vertrou dat God gaan vir ons hierdie vakansietydperk of in ons verhoudinge, in ons vriendskappe, gaan hy vir ons hierdie tweezers gee om daai fyn werk te kan doen. Ek wil vandag hê ons met saam bid en die Here vertrou daarvoor. Here, dankie dat ons kan uitroep na U toe, Jesus. Kom help ons. Here, kom help ons in daai situasies wat ons kan sien, die ander persoon is duidelik verkeerd. Dat U vir ons sal kom help uitwys, wat is daai balk, wat is daai eerste stappie wat ons kan vat? Here, ek bid dat soos wat ons almal hier sit, Here, soos wat ons dink aan 'n vriend, 'n familielid, Here, 'n huidiglike situasie. Wat is dit wat ons eers moet bely voor U, Here? Wat is daai afgod, wat is daai sonde wat ons eers na moet kyk voordat ons die splinter uithaal? Dankie Jesus, dat U het reeds die prys betaal vir al daai balke, vir al die sondes, vir al die afgode, Here. U het reeds die prys betaal sodat ons nie hoef nie. En dat ons vanoggend net kan bely en sê jammer. God, jammer dat ek teen U gesondig het. Ek bely vandag hierdie sonde, daai spesifieke ding wat die Here nou vir jou uitgewys het. Kom lê by sy voete neer en sê, Here, dankie dat U reeds die prys betaal het. In Jesus naam. Amen.